paasete van die lam. Ons gaan nou nagmaal hou soos Jesus en sy disippels dit gehou het. Ons gaan, die Here het vir my woord gegee, so vir die wat vas, hulle moet net so 'n bietjie vashou. Net so 'n bietjie. Ek dink hier is te lank, hè? Ek wil net vir julle die volgende skrifte lees. Hou vas. Hou vas. Hou die vas. Ja, so jy weet, in daai aand toe hulle die Paasfees gehou het, moes hulle baie vinnig eet en hulle moes op voet daar uit Egipte uit. En julle hoef nou nie so vinnig te eet, hè? Ons is nou in die Nuwe Testament. Okay, so 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 32. Hy sê, dis Apostel Paulus, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my nagedagtenis. Ons gaan dit nou doen. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Hierso het hulle geëet, en toe het hulle die wyn gedrink. Maar ons gaan die nagmaal nou geniet, en daarna gaan ons lekker saam eet. Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet, en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het ontslaap. Baie dood gegaan, sieklik en swak geraak. Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuigtig, sodat ons nie saam in die wêreld veroordeel mag word nie. So voordat ons hierdie nagmaal gaan neem, gaan ons onsself beoordeel. As daar enige iets is wat jy moet jouself beproef. As daar enige iets in jou hart is, enige onreinheid, enige sonde, selfs 'n vloekwoord wat jy gesê het, of 'n gedagte wat jy gehad het teenoor 'n sekere broer. Beoordeel eers jouself, bring dit na die lig toe, en in jou hart, in jou gedagtes, bring jy dit na die lig toe en jy vra die Here vergifnis. Dan sal ons deel hê aan hierdie nag. As jy dit nie doen nie, dan gaan jy 'n oordeel oor jouself eet en drink. En ek sien so baie mense en kinders van die Here wat swak is en sieklik is, en ek het al van hulle gesien wat ontslaap het, wat deur die Here getuigtig en geoordeel was. Selfs 'n broer die ander dag tot die dood toe, sodat die Here sy siel kon red. Want hy het nie die liggaam van die Here onderskei nie. So dis baie belangrik. En dan 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 22. Okay. Dis die langste skrif, okay. Waar's die man? Okay. Maar weet jy, het jy geweet dis die brood uit die hemel uit. Hierdie, so eet dit nou. Okay. Van dit. Okay. 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 22. Okay. Want ek wil hê broeders dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see en almal dieselfde geestelike spys geëet het.
en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Maar God het in meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn, en hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge soos hulle begeerig was nie. Was dit nie die woord wat ek vir julle gebring het nie? Ons gaan nou drink uit daai rots. En wees ook nie afgode dienaars soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. Hulle het gaan hoereer. En laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoereer het nie. En daar het op een dag 23.000 geval. En laat ons Christus nie versoek soos ook sommige van hulle gedoen het nie. En hulle het deur die slange omgekom. En moenie murmureer soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het deur die verderwer omgekom. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons, op wie die eindes van die eeue gekom het. Dis vir ons, dis opgeskrywe vir ons. En is 'n waarskuwing om nie hierdie goeders te gaan doen nie. Daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. So daai versoekings kom, maar die Here sal nooit toelaat dat ons bo ons vermoëns versoek word nie. Ek ken baie van julle wat al hier gesit het, wat so deur versoekings gegaan het, dat dit net so op die punt is waar jy voel jy kan dit nie meer dra nie, dan gee God die uitkoms. Dan gee hy die uitkoms. Nee, of dit 'n broer is wat ingestuur is, of mense wat saam met jou bid, of bevryding, of hy gee 'n woord, of 'n profesie, hy gee die uitkoms. OK. Ons is nie vrywaar van versoekinge nie. OK. Daarom my geliefdes, lekker ryk daai olywe. Daarom my geliefdes, vlug vir die afgodediens. Ek spreek soos met verstandige mense, oordeel self wat ek sê. Die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? So ons gaan nou hierdie beker seën met danksegging, en ons gaan hierdie brood seën met danksegging, en ons is letterlik gemeenskap met die bloed van Jesus, en met die liggaam van Jesus. Omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. Kan julle verstaan hoekom as daar agan is, wat sonde in die kamp bring as ons aan dieselfde brood eet? Hoekom maar verrotting en verderf in die liggaam inkom? Yes. Hoekom die Here gesê het ons moet vas vir 3 dae, sodat hy die agans kan uitvat uit die kamp uit? En toe eers kon ons die geveg wen. Let op Israel na die vlees, het die wat die offers eet nie gemeenskap met die altaar nie? Wat sê ek dan? Dat 'n afgod iets is of dat 'n afgodsoffer iets is? Nee, maar dat die heidene wat dit offer aan duiwels offer en nie aan God nie. Ek wil nie hê dat julle met die duiwels gemeenskap hou nie. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie. Wat ek vir julle nou sê, die duiwels se lekkerste ete is die sonde. Julle kan nie deel hê aan daai nie en dan ook deel hierso nie. Of wil ons die ywer van die Here opwek? Is ons miskien sterker as hy? OK. Dan die Markus 14. Net voor dit wil ek net 1 Korintiërs 5:6-13 lees. Wonder of die olyfboom was wat jy geryk het dalk. Kan wees, Die ware boom. OK, hoor gou hierso. 6-13. Ek gee net vir julle wat die Here vir my gegee het. Hy praat met die Korintiërs. Apostel Paulus het nou net afwesig in die vlees, maar teenwoordig in die krag van die Here Jesus vergader by hulle, sy gees saam met hulle, asof hy teenwoordig was,
En 'n sekere man wat gehoreer het, oorgegee, hy het gehoreer met sy pa se vrou, oorgegee tot verderf van die vlees, sodat sy siel gered kan word. So daai man sterf, maar ten minste het hy tyd om te bekeer, maar hy gaan nie lewe nie. Hy is oorgegee, gaan lees dit maar in vers 5, en dan sê in vers 6, julle roem is nie mooi nie, weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Suiwer dan die ou suurdeeg uit. Julle het 'n verantwoordelikheid om skoon en heilig te wees en vir elkeen hierso. Anders kan julle ons almal laat val. Suiwer dan die ou suurdeeg uit sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is. Want ook ons paas lam is vir ons geslag, naamlik Christus. Laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeug en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Dis waar hierdie brode wat Suster Jamari vir ons gemaak het, die ongesuurde brode staan vir reinheid en waarheid, wat net in God se woord gevind word in Jesus. Ek het julle in my brief geskrywe om nie met hoereerders om te gaan nie. Dit wil sê nie met die hoereerders van hierdie wêreld of die gierigaards of rowers of afgodedienaars in die algemeen nie, want dan sou julle uit die wêreld moet uitgaan. Maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as 'n broeder bekend, 'n hoereerder is, of 'n gierigaard, of 'n afgodedienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower nie. Met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. Want waarom sou ek ook die wat buite is oordeel? Oordeel julle nie die wat binne is nie, maar die wat buite is oordeel God. Verwyder tog die slegte mens onder julle uit. Dit is 'n opskrif, dit is 'n voorskrif van die Here. As daar kwaadsprekers is, of dronkaards, of gierigaards, of afgodeaanbiddaars, of hoereerders in hierdie kamp van die Here, dat daardie persoon uitgevat word. Nadat hulle vermaan is, sodat hulle kan bekeer, maar dat ons nie suurdeeg in die kamp toelaat, sodat die suurdeeg ons almal suur maak. Julle het almal gesien wat dit doen. En die Here het ons deur sy genade het ons deurgedra, en die ander sal om hulle eie berg gaan, hulle sal deur hulle eie vuur gaan, en dan sal die Here hulle weer byvoeg. En dit is 'n voorskrif, dit doen hulle nie meer in die kerke nie. Inteendeel, die sondaar kan van die straat af saam met hulle Delia aan hulle ou kelkies, en hulle nagmaal. Ja, dit is wat. Ek wil net vir jou vra, dit het vir my geklink ook soos, ewen om saam met hulle uit te hang. Ja. So, jy weet, as ek heilig is, en ek is nie hoereerder nie, maar ek gaan hang uit saam met die hoereerders, dan gee ek mos my goedkeuring. En dan bring ek dit wat ek, hulle goedkeuring, hierso saam by hierdie tafel. En die ding is dit, hy praat nie van die wêreldse mense nie, want ons is daar om vir hulle na die Here toe te lei. Ons is daar om saam met hulle te kuier nie. Hulle sal nie saam met my wil kuier nie. Ek gaan nie saam met hulle kuier nie. Ek sê altyd, hulle gaan of bekeer, hulle gaan vlug. Maar ek gaan een van die twee doen, maar ek sit nie in kuier saam met hulle nie. Dus dit gaan nie gebeur nie. So, hy sê nie daai mense nie. Hy sê as iemand 'n broer is of 'n suster, hulle sê hulle is en hulle is in die kamp van die Here, maar hulle hoereer en hulle is kwaadsprekers en hulle is afgodeaanbiddaars en hulle doen hierdie dinge. Dronkaards en rowers, met so iemand moet jy nie jouself saam eet nie, want hy staan as 'n Christen bekend. Verstaan? OK. Dan die laaste skrif en ons gaan dit net lees. Dit is baie kort. Hou vas, ons is amper daar. Hold on, Macha. Joy comes in the morning. Gaan ons ons rede rek tot 12:40. Ek kan. Gelukkig niemand weet dat die rytyd kan val. Ja. Okay, net Markus 14:22 tot 23. Ons lees dit gewoonlik uit Matteus uit, maar ek wil dit van hier af lees. 22 tot 24, skus julle. En terwyl hulle eet, neem Jesus brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, neem, eet, dit is my liggaam.
toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle, en hulle het almal daaruit gedrink, en hy sê vir hulle, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word. Okay, amen, kom ons gaan nou dit. Was daar nie nog een skrifgie daar? Daar was eintlik, weet jy. Oor die genade eers hoor. Ja, maar ek het skrifte oor genade, broer. Okay. Ja. Okay, waar is die glas? Daar so. Okay. En ons gebruik wyn. Ons kan druiwesap gebruik, maar ons gebruik wyn want hulle het wyn gebruik. Hulle kon nie net gaan en sommer druiwesap koop uit 'n yskas daai tyd nie. Dit was wyn. Gaan lees maar. Dis hoekom Apostel Paulus op een plek sê vir hulle, moenie as julle nagmaal drink dronk word nie. Dit is een van die oordeele wat hulle oor hulle self geëet en gedrink het. Okay. So ek gaan nou Okay. Oh, so. Dis hy. Ons kan nou net daai aan die ene oopmaak, nee. Okay. Dankie Suster John-Marie. Oeps. Dit is nou, en dis die regte antwoord, maar dit is nou dit is die tipe brood wat hulle daai tyd geëet het. Hulle het regte ongesuurde brode gebak soos hierdie. Want dit rys nie. Jy kan sien dit is plat. En okay, ek wil net bid. Yes. Here, kom in die naam van Jesus Christus van Nasaret nou. Ek vra die Heilige Gees nou om deur my te bid en te werk. Hierdie is 'n heilige offer. Dit is die bloed van die Nuwe Testament wat uitgestort was vir baie tot vergifnis van hulle sondes. Dit is die liggaam wat vir ons geskeur was sodat ons kan ingaan in die allerheiligste, die vlees wat geskeur was vir ons. Toe daardie voorhangsel geskeur het, Here, die dag toe U die laaste asem uitgeblaas het en gesê dit is volbring, toe kon ons ingaan. Toe kon nie net die hoëpriester kyk na die allerheiligste, die versoendeksel nie, maar ons almal kon kyk, daar waar Jesus Christus op die ware versoendeksel, mercy seat sit en heers in ons harte nou. Here, en nou kom ek en ek spreek die woorde oor hierdie nagmaal, die paaslam wat vir ons geslag was. U het gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. En nou skeur ek hierdie brode, Here, om U te herinner aan wat U vir ons gedoen het. Dat U geskeur was vir ons. En U sê, Here, deur die woord, dat deur U wonde het daar vir ons genesing gekom. Deur U smarte en die krankheid wat U geneem het vir ons, het daar vir ons genesing gekom. Die smarte wat U aan die kruis gedra het, Here. Daai smarte word nou verwyder van ons. Daardie vloek van die wet is ons losgekoop van, want U het ons losgekoop van die vloek van die wet, nadat U vir ons 'n vloek geword het. Soos totaal los en vry gekoop van elke vervloeking wat onder die wet is. Elke plaag, elke pes en elke siekte. En ek dank U, Here, dat U woord sê, hierdie offer, hierdie brood wat ek met danksegging seën is die gemeenskap, die liggaam van Jesus. Ons is deel van die liggaam van Jesus Christus van Nasaret. En ek dank U, Here, dat U vir ons almal hierdie offer gebring het.
En hierdie brood is nou geskeur. Aan Jesus se naam, Here, want U het gesê, neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Dit is my liggaam. Dankie Here dat ons gaan deel hê nou aan hierdie nagmaal. Ek vra nou, Vader, dat ons kan deel hê aan die paaslam wat vir ons geslag is. Christus Jesus, die lam van God, die lam van God, die koning van die konings, wat afgekom het, en wat 'n vleesliggaam aangetrek het. Want dit was in die boekrol geskrywe van U. Kyk, in die boekrol is dit van my geskryf, het U gesê. Ja. En ek sal kom, en U het gekom, en U het Uself oorgegee om geslag te word, geskeur te word vir ons, deurboor te word ter wille van ons ongeregtighede en ons oortredinge. En dankie vir die genesing wat bewerk was in die offer. Dankie dat ons nou losgekoop is van die vloek van die wet, en dat die seun van Abraham nou op ons rus en ons toekom. Ons is in die seun van Abraham, en ek vra nou Vader, dat ons nou sal deel hê in daardie offer, die paaslam Jesus. En ek dank U daarvoor, Here, in die naam van Jesus. OK, hierso, hoe gaan ons dit uitdeel, broer Eddie? Deel dit net maar. OK, hierso. OK, daarso, daarso. Ons sal net elkeen ons eie, daarso. OK. Wag, ja, hy kan nie so groot stuk kry. Ja, amper deel hy met sy vrou. Hey, broer Jan. Hier is 'n klein, hier is 'n kleintjie. Hierso. Ons gaan nou vir jou nog gee. As, okay. As sy. Moet die gerd daar. As sy. Dis 'n kleintjie. Sê dit kom weer. Woe. Wat hier is. As sy liefie. Proefela. As sy. Ek weet nie of julle dit ervaar het nie. Weet nog. Het Johan. Almal net. Kyk hierso, en dis nou, hè? Perfek uitgewerk. Het julle, ek weet nie of julle ervaar het nie, maar ons gaan nou deel hê aan die paaslam. Ja, amen. Julle kan maar eet, hoor. Die Here sê, as julle nie my vlees eet en my bloed drink, het julle geen lewe in julleself nie. As jy in die bevrydingsbediening is, dan leef jy van die nagmaal. As jy nie nagmaal vat nie, ek sê jou nou, jy gaan dit nie maak nie. Jy gaan dit nie maak nie. Jy moet, want jy giet lewe uit. Jou sterflike liggaam, die lewe van Christus word in jou sterflike liggaam geopenbaar, soos die lewe in hulle werk en die dood in jou. Jy moet ergens weer lewe in jou kry. Ja, Johannes 6 sê dit vir ons mooi. Hy sê ons moet deelneem, ons moet van hom eet. Hy by die seun se vlees en sy bloed eet. Ag, bloed drink. Oom Len het altyd gesê, "By Boetie Jan, julle is nie genoeg aan die vlees in die gees nie, want julle eet nie genoeg nagmaal nie." Hy was elke dag het hy nagmaal gevier, elke liewe dag. En elke dag het hy homself bekleem in die nuwe mens. Hy het net so ge nuwe mens, dan sê hy, en julle ken hom, hy was 'n profeet van die Dis Here. hy so mooi hare gehad het. So terug. Hy het meer hare as ek gehad op 80. Hy daai wit Hey, volle. hoe is dit moontlik? Dis dit asof ek die nagmaal gewys word. En daar's dadels. En daar is olywe. En vir die wat nie olywe eet nie, ek het vir Tiaan gesê, moet net dink hy eet vrug van Jerusalem. Dan gaan jy baie lief raak vir dit vinnig. Dis hoe Jerusalem proe. Jy nie geweet hè? Dit is olywe. Yes. Dis die olyfberg. Ja. Ja, ek bly daar op die Olyfberg. Jy gesien al hulle bome daar by my. Okay.
Here Jesus, ons dankie. Ek seën nou hierdie beker met danksegging. Here, en ek gee alle eer en lof en aanbidding. Die woord sê dat hierdie beker wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van Jesus Christus. Dankie dat ons aan gemeenskap gaan hê met die bloed van Jesus, dat die bloed van Jesus was en reinig ons van alle sondes. Ons vra dat jy ons sal vergewe, waar ons die gefaal het, in woord, in daad, in versinsel of gedagte van die hart, wetend of onwetend, dat u bloed sal was. Die bloed van Jesus reinig van alle sondes en die verlossing is in die bloed. Ons beroep ons Vader op die bloed van die lam van God wat geslag is vir ons. Ons beroep ons op die bloed van die Nuwe Testament, die testament van genade, die seun van Abraham, die saad van die belofte, die een wat sou kom met die nuwe wet, die wet van die vrye, die genade waarin ons is, geroep tot vryheid. Ek beroep my op daardie Nuwe Testament en die genesing, die verlossing, die vergifnis, die wassing in die bloed van Jesus Christus. Yes. Dankie Here, want U het gesê, neem, drink, dit is my bloed. Die bloed van die Nuwe Testament, wat uitgestort word vir baie, tot vergifnis van hulle sondes. Sy broer. Hierso. Okay. So. Lekker. Okay. Ben net daar. 3 crosses stood. Crucifixion Day. Death was the only way. A hammer and a soldier's swing beat out redemption sound. And from those hands that healed the sick, blood came streaming down. And from precious veins, the sinner's unholy chains were broken by the blood. Those rusty nails that shook the gates of eternal hell and started crimson flood. It will never change. The blood still sets me free. Yes, Here, ons is los en verlos deur die bloed van Jesus, die lam van God. En ek gebied met die autoriteit wat ek het in die naam van Jesus, alle onreinheid, alle boosheid, alle bose geeste, wyk uit ons land nou, in die naam van Jesus die Nasarener. Ons is gewas, ons is vry, ons is los en losgekoop. Deur die bloed van Jesus is elke band en ketting en skans en mag en krag gebreek in Jesus naam. Ons is vry in Jesus. Amen. En nou kan ons eet. Nou kan ons eet. Dis hy. Nou moet jy. Op die kop sessie. Bro. Op die kop sessie. No way. Ja. Dis is ons. Ek sê vir hom, hoorie, toe maar moenie worry by 3 uur, jy sal dan om 3 uur. Op die kop, want sy moes breek, is dit klaar. En weet julle wat? Ja. Nee,
Ja, jy kan nie glo nie. Dat ons het vergeet ons hou 4 ure diens soms. Of 3 ure. Hoor julle hier's homemade pesto ook? Daai is hummus. O, so ek weet nie of dit pesto is. Jy wat pesto is. Gaan maar. Kokrooitjies. Gaan maar hier opbou. Kom maar met daai. Ek weet meer kok. Jy maak so en dan sit jy bordjie. Nou. Ja, Dankie. maar jou. Dankie. Hey, julle is iets missing met hierdie wat ons na die tyd is lam. Daar was ons lam by die nee, ja, daar was lam. Daar was lam. Broer Samen, waar's die lam? Jy sal moet lamvleis, julle sal moet kom, dan gaan ons die nagmaal hou, maar dan moet daar lamvleis ook wees. En dit gaan ons redelik vinnig eet, ek weet. Ek sien voorsien so groot kasseroolpot met lam. Lam, ja, Was ja, ja. gekook. En jy mag nie die stukke laat oorbly het nie, né? Jy moet se klaar geëet het. Of jy moet dit verbrand. Ja. En jy weet broer Samen bring baie. Ja, nee, hy is nie skaam. Maar as ek reg is, ja, nee, afval nou geëet. Nee. Dis 'n verrassing, so. Dis 'n verrassing, Ek sê dis 'n presies. verrassing, so. Dis hoekom ek dit skryf het. Ja. Ek is 'n verrassing, so. Okay. Maar julle is nie weer sing ek. Ja. Kom nou eens eens doen.
En die droom was ook baie mooi geweest. Nou het ek 'n liedjie saam met dit. Kan dit sien en loop jy daar so. Blomme. Dis 'n amazing liedjie van die Heilige Gees daar. So amazing. Ja, wat 'n wonderlike mooi einde net vir die nagmaal. Ja.